Laat U op deur ons straal ons oop harte skyn, helder geloof. Ons is besig aan 'n nuwe reeks. Ons het verlede week begin en ek is verskriklik opgewonde daaroor. En jy kan gerus jou Bybel oopmaak solank by Eksodus 20. En ons is besig om met jou te praat oor 10. 10. Dit is die 10 woorde van God wat so belangrik is, wat eintlik die ruggraat van jou Bybel vorm. As jy jou Bybel lees, dan kom jy agter, daar's 10 woorde van God, wat God in die harte van mense geplaas het. Hy het dit in die harte van Adam en Eva geplaas. En hierdie geskiedenis van die wêreld het dit verdof geraak, en later het hy gekom en het hierdie 10 woorde duidelik vir Israel gespreek. Jesus Christus het gekom en hierdie 10 woorde bekend gemaak in die harte van sy disippels. En in sy woorde aan sy disippels het hy hierdie pragtige ding gesê, en dis die skrif waarin ons aanhaak in hierdie reeks, waar hy vir sy disippels in Johannes 14 vers 21 sê, wie my opdragte onderhou en hulle gehoorsaam, dit is die persoon wat my liefhet. Wie my liefhet, hom sal my Vader ook lief hê, en ek sal hom ook lief hê, en myself aan hom bekend maak. En hier's 'n pragtige belofte, dat God beloof dat wanneer jy fokus op dit wat vir hom belangrik is, dit wat sy woord in jou lewe is, dit wat sy gebooie in jou lewe is, sal hy jou lief hê, en sal hy homself in jou bekend maak. En hier's 'n kosbare belofte. Wil jy God se stem hoor? Wil jy 'n openbaring van God in jou hart en lewe hê? Doen wat God van jou vra. Nie die tyd wil ons in fokus op God se 10 woorde wat, soos ek nou gesê, die ruggraat van die Bybel vorm oor die eeue heen. Woorde wat Jesus aan mekaar bevestig, goeders wat Jesus aan mekaar sê, wat hy bekend maak, en wat baie keer in ons lewe, in ons geskiedenis verdof raak, wil ons 'n bietjie uitlig, en ons wil dit weer so 'n bietjie afstof, en ons wil dit weer so voor jou hou, en ons wil dit weer in jou hart inbære. En ek het verlede week met jou gepraat oor daardie ryk jong man, die jong regeerder, skatryk. Hy het soveel gehad wat vir hom tel, maar hy het nie God se woord in sy hart gehad nie. Hy het nie God se gebooie in sy hart gehad nie. Hy het 'n uiterlike nakoming van die wet of die 10 woorde gehad, maar hy het dit nie in sy hart gehad nie. En ons wil in hierdie tyd dit in jou hart plaas. En ons het verskillende goeders ontwerp. Ons is so 10 kaartjie wat jy daar by die deur kan kry. Ons is so 10 pamfletjie wat ons in jou hand vanoggend gegee het daar by die deur. As jy so vinnig na die pamfletjie kyk, en miskien kan jy dit net gou opsit, is dit maklike maniere om die 10 goed te onthou. Dis net 10 goed wat jy moet onthou, en ons het dit in hierdie tyd in jou hart sit, en iemand het my gehelp in ons gemeente, gesê, joh, ek onthou die goed so. Hy sê, die eerste een is, ek kan bid God alleen. Dis die een met die prys op. God kom eerste. Hy sê, en as jy vinnig in jou blaadjie kyk, en sommer daar voor jou kyk, hy sê die 2, lyk amper soos 'n mannetjie wat buig. Ek aanbid U op die regte manier, ek buig voor geen ander gode in my eie lewe nie. As jy kyk na die 3 het 'n tongetjie, ek gebruik U naam op die regte manier, ek eer U naam. Kom ons kyk na die 4de een. Die 4 is, ek rus soos U dit van my vra. Ek rus in U, want die Sabbatsgebod maak Jesus Christus, is die vervulling van die Sabbatsgebod volgens Hebreërs 3. En as jy kyk na die 5de gebod lyk soos 'n man en 'n vrou, ek eer my ouers, die leiers, die gesag wat U oor my aangestel het. Die 6 lyk soos 'n pistool, ek bewaar lewe. Ek sal geen leed bring aan lewe nie. Die 7de een lyk soos 'n byl wat kap, wat 'n hart in 2 kap. Ek sal nie ontrou wees in my verhoudings nie. Die 8ste gebod lyk soos 2 boeie. Ek sal nie neem wat nie aan my behoort nie. Ons moet daai een baie sterk beklemtoon in Suid-Afrika. Die 9de een, Pinocchio in die negetjie daar. Ek sal nie oneerlik wees nie. Ek sal nie vals leef nie. Ek sal nie, en die 10de gebod is die 10 randnoot. Ek sal nie begeer wat nie aan my behoort nie. Daar's 'n maklike manier van
assosiasie om hierdie 10 woorde in hierdie tyd te leer. Ons het ook in die boekkamer vir jou so 'n pragtige kraal, hangertjie, dingetjie met 'n ankertjie, wat die anker word vir ons lewe. En as jy mooi na anker kyk, is daar 'n gedeelte van die anker wat 'n kruis is. Jesus is ons anker. En daar's 10 krale aan. En ek gaan vanoggend met jou oor die eerste enetjie praat, wat sê, ek sal God alleen aanbid. Ek wil vanmôre met jou praat oor die eerste woord. Ek aanbid God alleen. En ek wil met jou praat oor hoe belangrik die eerste gebod is. En wat God se bedoeling daarmee was, wat die Jode nooit verstaan het nie, was nie in hulle hart nie. Maar wat ek en jy moet verstaan, want as jy kan agterkom wie kom eerste in jou lewe, sal dit jou hele wêreld transformeer. Dit sal God se goedheid, se guns, se liefde na jou lewe toe bring, en Jesus sal homself in en aan jou openbaar. En die storie van 10 begin eintlik by 'n man wat eendag in 'n woestyn gestaan het. En hy was verskriklik bly, want hulle hele bestemming het verander. 'n Nuwe dag het aangebreek. Hulle het pas uit slawerny uitgekom. Weet jy wat slawerny is? Slawerny is 'n verskriklike ding. Ek dink nie in Suid-Afrika weet ons wat slawerny is nie. Ja, ons word geraak deur slawerny. En daar's iets wat jy nie weet nie, is dat daar's baie mense wat hulle self weer in slawerny vind, kinders wat ontvoer word, wat met dwelms ingespuit word, wat dwelmslawe word, wat vir prostitusie gebruik word. As jy met een van daai kinders praat, dan hoor jy die verskriklike pyn van slawerny, want jy word die besitting van iemand anders. En jou omstandighede bepaal nou die kwaliteit van jou lewe. Dis 'n verskriklike ding, slawerny. En op daai dag wat Moses in die woestyn staan, sê hy vir homself, ons kan nooit weer teruggaan soontoe nie. Ons kan nooit weer op 'n plek kom waarin ons lewens aan iemand anders te behoort nie. En op daai dag wat hy in die woestyn staan, hoor hy deur donder weer en deur weerligstrale, hoor hy hoe God hom uitnooi om op 'n berg te gaan staan. En op daardie berg hoor hy 10 woorde. 10 woorde wat lewe bring. 10 woorde wat die bestaan van Israel op 'n permanente plek van vryheid plaas. En baie mense, wanneer hulle dink aan God se gebooie, dink hulle aan iets wat hulle beperk, iets wat hulle lewens vasmaak, iets wat hulle lewens toemaak, iets wat hulle lewe steel. Die waarheid is, as jy mooi versigtig die 10 woorde gaan bestudeer reg deur die Bybel, in die Nuwe en die Ou Testament, dan kom jy agter, dit gaan eintlik oor lewe. 'n Lewe wat 'n verhouding is met God, 'n verhouding is met ander mense, en 'n verhouding is met dinge. En as daar vernietiging is in mense se lewens, is daar pyn, en ons het laasweek geëindig by pyn. Daar's baie mense wat verskriklik baie gebrokenheid ervaar in hierdie wêreld. Weet jy kan letterlik, jy kan pyn gaan klassifiseer of lyding gaan klassifiseer in 4 kategorieë. Daar is hierdie alledaagse, amper wil ek sê, gewone pyn van die lewe. Jy ervaar pyn, jy ervaar swaar kry net omdat jy deel is van hierdie wêreld. Die finansiële kragte trek in 'n sekere rigting en jy verloor rentes op jou beleggings en jy kry skielik swaarder, of jy eet iets verkeerd en dit gaan nie goed met jou nie, of net om te leef bring ook ongemak en pyn in jou lewe. Maar dan is daar die pyn wat ander mense aan jou veroorsaak. So as pyn wat kom weens lewe, as pyn wat kom weens wat ander mense aan jou doen. Sondige goeders wat mense aan jou doen. Iemand wat dronk bestuur en jy het letsels vir die res van jou lewe. Of iemand anderste wat goeders aan jou doen. Misdaad aan jou verrig en 'n gedeelte van jou lewe steel. En dan is daar groeipyne, pyne wat ons help om beter te word. Dit is daardie pyn wat ek ervaar die oomblik as 'n kleutertjie begin of as 'n petertjie begin kruip en ek probeer staan en ek val en ek kry seer. Maar dan's daar onnodige pyn.
onnodige pyn is die meeste van ons pyn lê daar. Baie van ons pyn kom van besluite wat ek en jy maak wat verkeerd is. Besluite wat ons buitekant God se wil vir ons lewe plaas. Besluite wat ons maak wat verkeerd is in die oë van die Here. En jy kan gaan kyk in die Bybel. Konsekwent, lyding en pyn kom van mense wat nie gedoen het wat God van hulle vra nie. Maar wanneer ek en jy doen wat God van ons vra, bring dit guns, bring dit lewe, bring dit vrede. En dit is waaroor ons vanoggend praat. Moses het daardie dag op die berg besluit, hy en sy huis sal die Here dien. Hy en die huis van Israel sal die Here dien. Joshua het na Moses besluit, hy en sy huis sal die Here dien. Dit het goed met hulle gegaan. Hulle was vrygestel van die pyn wat sonde en ongehoorsaamheid bring. Maar Israel se geskiedenis was vasgevang in pyn omdat hulle ignoreer het wat God sê. En vanoggend terwyl jy dink aan die 10 gebooie en die 10 woorde van God, voel jy dalk beperk, voel jy ingeperk. Maar die waarheid is, God het dit gegee ter wille van jou lewe. En hierdie afgelope paar maande terwyl ek dit bestudeer en terwyl ek dit lees, kom ek agter, besef ek al hoe meer dat hierdie woorde is gegee sodat ek meer lewe kan ervaar, nie sodat ek minder lewe kan ervaar nie. En solank ek hierdie woorde onderhou, bring dit lewe vir my. Dit raak nie God se bestaan as ek die 10 woorde oortree nie. God leef nie anders nadat ek dit gedoen het nie, maar my lewe is anders. Die gevolg van 'n lewe wat God se gebooie oortree, is pyn. En net so een woord voordat ons aangaan vir oggend in die eerste gebod so 'n bietjie lees. Hier is die woorde wat God vir Israel gesê het. Dit was die doel van sy 10 woorde. En nou Israel, wat verwag die Here God van jou? Hy vra van jou om hom te eerbiedig, om volgens sy wil te lewe, om hom lief te hê, hom met hart en siel te dien. Gehoorsaam die bevele en die gebooie wat ek jou vandag gee. Dit is net tot jou beswil. Dit gaan oor jou vanoggend en die kwaliteit van jou lewe. Daarom dat jy kan gaan lees in die Nuwe Testament. Daar's baie Christene wat glo dat hierdie gebooie is net vir Israel gegee. Dis 'n valse leerstelling, dis nie waar nie. Gaan lees hoe Jesus konsekwent oor hierdie 10 woorde praat en dit aan sy disippels voorhou en sê dit is die morele wet van God oor die eeue heen. Ons gaan nie nou daaroor praat nie. Ons gaan vanoggend praat oor God se eerste woord. Kom ons lees dit saam uit jou Bybel uit, dat jy dit daar kan sien in Eksodus 20 vers 1 tot 3. Eksodus 20 vers 1 tot 3. En nou Israel, wat verwag die Here God van jou? Ekskuus, dit is Deuteronomium 10. Moet lees ons sommer daar, kry my so vinnig hier nie. Toe die Here al hierdie woorde gespreek en gesê, ek is die Here jou God, wat jou uit Egipte land, uit die slawehuis uitgelei het. Jy mag geen ander gode voor my aangesig hê nie. God se eerste woord vir jou. Hy kom eerste. Vanoggend wil ek net vir 'n oomblik met jou praat oor wat hierdie gebod beteken. Dit beteken, hy is jou God vanoggend. Jy kan geen ander God in jou lewe hê nie. Inteendeel, die Bybel leer ons, Paulus sê, daar is baie sogenaamde gode in hierdie wêreld. Maar eintlik bestaan hulle glad nie. Daar is net een God. En dit is die Here God Almagtig. Die probleem is, in hierdie wêreld, is dat ons baie gode vir onsself skep. In die tyd waarin Israel geleef het, was daar hierdie Baalgode gewees, en dit is alles gode van die Kanaaniete, van die volke wat in Israel geleef het. En hulle het daardie gode aan Israel bekend gestel. Maar God sê, terwyl jy leef in 'n wêreld waar daar baie gode is, weet dit, jy kan net een God hê. Dis net God wat eers kom in jou lewe. En die Bybel leer ons dat
dat reg deur die geskiedenis van die Bybel was daar baie suksesvolle mense gewees. So Salomo. Salomo was 'n koning soos nog geen koning voor of na hom nie. Mense het reg oor die wêreld Israel besoek om Salomo se skatte te sien, Salomo se wysheid te hoor. Die enigste probleem is Salomo het hierdie wet verbreek. Hy het nie God eerste geplaas nie. Die uiteinde daarvan, sê Nehemia, is dat Salomo het geëindig waar hy alles weer verloor het. Hierdie is die belangrikste gebod van God. Jy kan net een God hê. Want dit is die God wat jou geskaap het. Dis die skepper God. Dis die een wat jou gemaak het. Dis die een wat jou aan mekaar geweef het in jou moeder skoot. Dis die een wat jou verlos. Dis die een wat sy seun Jesus Christus aarde toe gestuur het om jou vry te maak van jou sonde. Om jou te vergewe. Om die ewige losprys op 'n kruis vir jou te word. Hy is die redder. Hy het Israel uit Egipte uit verlos as 'n beeld van hoe sal hy eendag vir my en jou verlos en ons van sonde af losmaak, ons uit slawerny uithaal. Vanaand gaan jy hoor wanneer ons praat oor Islam. Islam wat net gaan oor om jouself te onderwerp en om werke te doen, om jou plekkie in die paradys te verdien. Jy kan nie 'n plek in die hemel verdien nie. Jy kry 'n plek in die hemel omdat Jesus Christus vir jou verlos het aan die kruis. Ek is die Here jou God wat jou uit Egipte land, uit die slawehuis uitgelei het. Jy mag geen ander gode voor my hê nie. Ja, ons het miskien vandag die Baal gehoor en onmiddellik ontspan jy en voel jy hart, maar erg gelukkig het ek nie 'n Boeddha beeld in my huis nie. Gelukkig het ek nie ander gode wat ek aanbid in my lewe nie. Jy moet versigtig wees as jy so sê, want wat kwalifiseer iets as 'n God in jou lewe? Die feit dat jy voor dit neerbuig in dit dien. En miskien buig ons nie voor Kanaanitiese gode, ons buig baie keer voor geld. Geld is vir baie mense God. Hulle eie ego. Baie mense aanbid hulle self. Hulle is die mees belangrikste persoon in hulle eie lewe. God kom nie eerste nie. Hulle kom eerste. Daar is baie dinge wat ons vandag kan noem, wat eerste kom in ons eie lewe. En vanoggend praat ons, die eerste gebod gaan oor daardie prentjie wat ons vir jou geplaas het. Die een in die prys. Wie kom eerste in jou lewe? Want jy sien, baie keer verwar mense daardie gebod en dink hulle, daardie gebod gaan daaroor dat God al my tyd, al my geld, al my alles kry. God wil nie alles van jou lewe hê nie. God wil nie al jou tyd hê nie, want hy weet, jy het 8 ure nodig om te slaap. Hy weet, jy het 8 ure nodig om by jou werk deur te bring. Hy wil nie die 8 ure hê, dat jy heel aand lê en bid en Bybel lees, sodat jy jou plek in die hemel kan verdien nie. Het gaan nie oor al jou tyd nie. Hy weet, hy wil ook nie al jou geld hê nie. Hy weet, jy het geld nodig om te leef. Maar hy wil eers te kom in jou lewe. En dit is waaroor hierdie gebod gaan. Het gaan daaroor dat hy eers is in jou lewe. En ek kan ure lank met jou hieroor praat. Maar ek dink die toets of hy eers te kom in jou lewe is, voor wie kniel jy en wie aanbid jy? Hoor 'n bietjie wat sê Dawid op Psalm 95 vers 6. Kom, laat ons aanbid en neerbuk. Laat ons kniel voor die Here wat ons gemaak het. Jou lewe moet kniel voor die Here God Almagtig. Dis die beginsel van hierdie gebod, wat die Jode nie verstaan het nie. Het gaan nie daaroor om maar net die tempel te besoek of die kerk te besoek nie. En te voel jy is okay nie. Het gaan daaroor dat jy die Here jou God lief het met jou hele hart, met jou hele siel, met jou hele verstand, met alles wat in jou is. En dat jou lewe kniel voor God. Gee aan die Here die eer van sy naam. Aanbid die Here. Ek wil 3 toetse voor jou plaas oor wie jy eintlik aanbid en wat regtig vir jou belangrik is in jou lewe. En ek wil dit vir jou daar plaas.
kom God eerste in jou gedagtes en aan jou hart. Nie dink jy die hele tyd aan God nie. Jy kan nie die hele tyd aan God dink nie. Jy moet baie keer dink aan jou werk. Jy moet dink aan die liefdes van jou lewe. Jy moet dink aan die probleme wat voor jou is. God is nie altyd in jou gedagtes nie. Maar kom God eerste in jou gedagte. Voordat jy jou probleem benader, leef jy in afhanklikheid van God en sê, Here, voordat ek hierdie probleem benader, vertrou ek dat U vir my die oplossing sal gee. Ek plaas U eerste in hierdie saak. Dink aan jou Skepper in die dae van jou jonkheid. Voordat die ongelukkige dae kom, die jare aanbreek waarvan jy sal sê, ek het geen baat daaraan nie. Die meeste mense dink eers aan hulle self. Eers aan al die ander dinge voordat hulle aan God dink. Uiteindelik in desperaatheid sê, Here, nou moet U my help. Waar spandeer ek my tyd? Spandeer ek my tyd die eerste aan God? Of gee ek vir hom die afskeep gedeeltes van my lewe? Jesus se woorde. Die belangrikste en die eerste van alle gebooie is, hoor Israel, die Here ons God is die enige Here. Jy moet die Here jou God lief hê met jou hele hart, uit jou hele siel, uit jou hele verstand en uit jou hele krag. Dit is die eerste gebod. Om God lief te hê met jou tyd. Om die eerste ding aan God eer te gee vir jou lewe. Om jou tyd te vat en die God eerste te plaas daar. Wat doen jy met jou geld? Hoor 'n bietjie wat sê Deuteronomium 14 vers 23. Wat is die rede vir die 10de gebod? Die gee van tiendes. Dit is daardie gebod wat bepaal dat 'n gedeelte van my inkomste behoort aan die Here. Die doel, die laaste gedeeltjie van tiendes is om jou te leer om altyd die Here jou God te eer. Om hom eerste te plaas in jou lewe. Ek wil vanmôre daarmee eindig. Wanneer ons God eerste plaas God ons lewens eerste. Ervaar ons die guns, die seën, die vrede van die Here. Maar dit is wanneer ons neerbuig voor ander gode, wanneer ons ander dinge eerste plaas. Met ander woorde, wanneer ons ander dinge belangriker maak as God, dat ons lewe krake begin wys en uitmekaar uit begin val. Hoor 'n bietjie wat sê Jeremia 2 vers 26 en ek wil daarmee sluit vir oggend. Soos 'n dief in die skandekommers uitgevind word, so het die huis van Israel in skande gekom. Hulle konings, hulle vorste en hulle priesters en hulle profete wat vir 'n stuk hout sê, jy's my vader, en vir 'n klip, jy het my gebaar. Want hulle het die rug op hy toegekeer en nie die aangesig nie. Maar die tyd van onheil sê hulle, staan op en verlos ons. Ek gaan nie daai hele skrif vir jou verduidelik, net kortliks 'n verduideliking. Die konings en die vorste en die priesters het afgode aanbid. En nou val hulle lewe uitmekaar uit. En nou roep hulle na die Here om hulle te verlos. Baie mense leef so. Hulle plaas God nie eerste nie. Hulle plaas hulle afgode eerste. Hulle plaas hulle geld eerste. Hulle plaas hulle eie belange eerste in hulle tyd. Hulle spandeer hulle tyd op wat hulle wil. Hulle dink wat hulle wil. Maar uiteindelik wanneer hulle nood is, dan roep hulle na God. Die eerste beginsel vir oggend, wat ons vir oggend in jou hart wil vasmaak, plaas God eerste. En ek wil jou vra, en ek wil jou nooi om vir oggend die Here eerste te plaas. Hoekom? Want hy is jou skepper. Hy is jou verlosser. Hy is jou God. Ek gaan nou vir die aanbiddingsspan vra om na vore te kom en ons gaan daai liedjie sing vir oggend wat ons laasweek vir julle geleer het. En ek wil jou mooi vra om vir oggend nie te fokus op jouself nie. Nie op wat vir jou belangrik is nie. Wat vir jou kosbaar is nie. Nie te fokus op wat nou by die huis aan die gang is nie. Maar vir 'n oomblik stil te word en te dink en tyd te gebruik om te dink aan God wat jou skepper is. Hy wat jou verlos. Hy wat sy seun op 'n kruis plaas sodat jy die ewige lewe kan verkry. Dat jy vir 'n oomblik fokus op God en saam met die engele vanoggend sing, Heilige Here.
So ek gaan jou vra om te staan en ons gaan hierdie lied saam sing vir oggend. En kom ons aanbid die Here vir oggend. Kom ons laat hom voel, hy kom eerste. Moenie uitstap nie, moenie rondloop nie, moenie fokus op ander goeders nie. Fokus op die Here. En kom ons plaas hom eerste vir oggend in Kollage gemeente. Here, heilige Here, U wees soor as myne. Here, heilige Here, laat U weer ook myne weer. Here, heilige Here, U wees soor as myne. Here, heilige Here, laat U weer ook myne weer. Here, heilige Here, U wees soor as myne. Here, heilige Here, laat U weer ook myne weer. Bless the Lord, oh my soul, oh my soul, worship His holy name. Sing like never before, oh my soul, worship Your holy name. Bless the Lord, oh my soul, oh my soul, worship His holy name. Sing like never before, oh my soul, worship Your holy name. Oh, halleluja, halleluja. Terwyl ons in aanbidding voor die Here staan. Miskien voel jy hoe die Heilige Gees jou uitnooi vir oggend en miskien kom God nie altyd eerste in jou lewe nie. Miskien is daar baie ander dinge wat eerste kom. En vir oggend het jy nodig om te bely en sê Here, ek is jammer dat ek hier nie eerste plaas nie. En ek sien die krake in my lewe. Ek sien die dinge wat verkeerd loop omdat ek nie U teenwoordigheid in my lewe ervaar soos wat ek moet nie. En ek wil vir oggend bely dat ek U nie altyd eerste plaas nie. Net daar waar jy in aanbidding staan, maak jou saak nou met die Here uit. Moenie nou rondkyk nie. En as jy voel jy wil so belydenis maak, steek net vir 'n oomblik jou hand op. Sê Here, ek bely, U kom nie altyd eerste nie. Dankie, dankie, dankie. Here, maar ek wil U eerste plaas in my lewe vir oggend. Ek wil U eerste plaas. As jy vir oggend God eerste wil plaas in jou lewe, steek op jou hand, sê ek plaas U eerste vir oggend in my lewe. Ek plaas U eerste in my lewe vir oggend. Here, dankie vir soveel mense wat vir oggend U eerste plaas. Here, ons wil U dien met ons hele siel, met ons hele verstand, met ons hele hart, met ons hele krag. Wil ons vir U sê, ons behoort aan U en ons plaas U eerste vir oggend, Here. Ons maak U die belangrikste een in ons lewe uit vir oggend, Here. Ons gaan U die belangrikste een maak met ons tyd. Here, met ons geld, met ons gedagtes, met alles wat in ons is, Here, gaan ons U eerste plaas in hierdie week. Here, ons gaan dit prakties doen. Voordat ons in ons motor klim en ry, gaan ons aan U dink en sê, Here, dankie dat U in beheer is van ons gedagtes en dat U in beheer is van ons tyd en van ons geld. Ons plaas ons afhanklikheid op U vir oggend. U is ons God, U is ons redder, U is ons skepper. Here, waar ons beweeg en waar ons besluite maak, gaan ons hier eerste plaas en sê, Here, ons wil eers hoor of dit reg is by U. Here, ons wil eers dit na U toe bring en hoor wat U sê voordat ons hierdie besluit maak.
Here, ons wil U die prioriteit van ons lewe maak, Here. En alles anders in ons lewe wil ons tweede plek gee. Maar ons wil U die eerste plek gee. Ons wil nie meer dikteer word deur ons geld en deur ons belange nie, maar ons wil dikteer word, Here, deur U wat die eerste plek in ons lewe inneem. En ek wil bid dat hierdie week anders in ons lewe sal wees, omdat ons U eerste plaas. Here, seën hierdie geloofsgemeenskap vanoggend, Here, wanneer ons hier uit mekaar uitgaan, Here, dat ons U liefde, U vrede, U teenwoordigheid sal ervaar. Ons bid dit vanoggend in Jesus naam. Amen. Kom ons neem net vir 'n oomblik ons sitplekke. Ek wil jou nooi vanoggend. Ek het spesifiek nie vanoggend vir mense in hulle behoeftes gebid nie. Ek wil hê dat vanoggend se diens moet fokus op God wat eerste kom. As jy behoeftes en nood het vanoggend, ek is hier om vir jou te bid en die hele span is hier om vir jou te bid vanoggend. Ons wil die Here vertrou vir jou vir deurbrake, vir genesing, vir herstel in jou lewe. Ek gaan net vir Jors vra om vinnig hierdie diens af te sluit. Dankie.